En welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat kwaad gaan slaap. Maar jou hart is nie regtig rustig nie. Dalk het iemand vandag iets gesê wat jou diep geraak het. Dalk was daar 'n argument, 'n misverstand, harde woorde of net daardie gevoel dat jy nie regverdig behandel is nie. En nou lê jy vanaand daar, jou liggaam is moeg, maar jou hart is wakker. Jy dink aan wat jy gesê het, jy dink aan wat jy moes gesê het. Jy wonder of jy verkeerd gereageer het of dalk hoekom die ander persoon nie kon verstaan wat jy probeer sê nie. Miskien was dit jou man of jou vrou en hulle lê dalk daar langs jou en julle praat nie met mekaar nie want julle is kwaad. Vanaand wil ek vir jou sê, God is nie kwaad omdat jy emosies het nie. Kwaad word beteken nie jy is 'n slegte mens nie. Party dinge maak seer, party woorde sny diep, party situasies voel onregverdig. Die Here weet dit. Hy maak nie asof dit jou niks seer maak nie. Hy weet dit. Maar hy wil jou help dat daardie kwaad nie jou hart oorneem nie. Efesiërs 4:26 sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie die son laat sak terwyl jy nog kwaad is nie. Hierdie vers beteken nie jy moet maak asof niks gebeur het nie. Dit beteken ook nie jy moet iemand se verkeerde gedrag goed praat nie. Dit beteken moenie jou woorde saam met jou bed toe vat en dit die hele nag in jou hart laat lê nie. Want wanneer jy kwaad gaan slaap, rus jou liggaam dalk, maar jou gedagtes bly besig. Jou hart bly verdedig. Jy wil aandink aan die gesprek, aan die woorde en aan die seer. En voor jy weet, steel dit jou vrede. Vanaand roep die Here jou nie om alles dadelik reg te maak nie. Partykeer kan die gesprek nie vanaand opgelos word nie. Partykeer is die ander persoon nie gereed om te luister nie. Partykeer is jy self nog te seer om mooi te praat daaroor. En dit is oukei. Maar jou hart kan steeds by God kom rus. Jy kan vir die Here sê, Papa Vader, ek is kwaad. Ek is seer. Ek voel nie rustig nie, maar ek wil nie hê hierdie ding moet my beheer nie. Daar is 'n verskil tussen om jou woorde weg te druk en om dit vir God te gee. Wanneer jy dit wegdruk, bou dit binne in jou op, maar wanneer jy dit vir God gee, sê jy, Here, ek bring dit na U toe, voordat dit my bitter maak. En dit is waar genesing begin. Spreuke 15:1 sê, 'n sagte antwoord keer woede weg, maar 'n harde woord laat woede opvlam. Dis nie altyd maklik om sag te antwoord wanneer jy seer is nie. Daarom het ons die Heilige Gees nodig. Hy help ons om nie uit frustrasie te praat nie. Hy help ons om te wag totdat ons hart rustiger is. Hy help ons om woorde te kies wat waarheid dra, maar nie nuwe wonde maak nie. Miskien is vanaand nie die tyd om die boodskap te stuur nie. Miskien is vanaand nie die tyd om die hele gesprek oor te begin nie. Miskien is vanaand nie die tyd om te beklei nie. Miskien is vanaand die tyd om net eers stil te word en te sê, Here, hou my hart skoon. Want God kyk nie net na wie reg was in die argument nie. Hy kyk ook na wat in jou hart gebeur daarna. Hy wil nie hê jy moet met spanning in jou bors en woorde in jou kop aan die slaap raak nie. Hy wil jou vrede gee, selfs al is alles nog nie uitgesorteer nie. So vanaand, bring dit na hom toe. Bring die seer, bring die woorde, bring die frustrasie, bring die persoon en vra die Here om jou te wys wat om môre te doen. Jy hoef nie uit kwaadheid te reageer om gehoor te word nie. God kan vir jou wys hoe om met wysheid te praat wanneer die tyd reg is. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon na U toe wat kwaad gaan slaap en wie se hart nie rustig is nie. Here, U sien wat vandag gebeur het. U weet watter woorde seer gemaak het, watter gesprekke swaar op hulle hart lê en hoekom hulle vanaand nie vrede voel nie.
Ek bid dat U hulle sal help om hierdie kwaad nie in hulle harte te laat bly lê nie. Help hulle om dit vir U te gee voordat dit bitterheid word. Here Jesus, raak die seerplekke aan waar hulle verkeerd behandel is, gee vir hulle wysheid. Waar hulle self verkeerd gereageer het, gee vir hulle nederigheid en vrede. Heilige Gees, maak hulle gedagtes rustig, kalmeer hulle emosies, help hulle om nie vanaand uit woede te praat of te reageer nie, maar om eers by God stil te word. Papa Vader, wys hulle wat om môre te doen, wys hulle wanneer om te praat, wanneer om stil te bly en hoe om hulle woorde met wysheid te gebruik. Ek spreek vrede oor hulle hart, rus oor hulle liggaam en stilte oor hulle gedagtes. Laat U vrede sterker wees as die kwaad wat hulle vanaand voel. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart vanaand sag maak sonder om jou seer te ignoreer. Mag sy vrede oor jou rus totdat jou gedagtes stil word en jou hart weer kan asemhaal. Geseënde aand. Shalom.